Geseëndes, goeiemôre van my kant, Frik Weideman en Shabbat Shalom. Halleluja. Mense, dis die 7de dag. Dis 'n geseënde en dis 'n heilige dag. So geseënd is jy wat vandag ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. So van my kant, Shabbat Shalom, en op hierdie pragtige môre bring ek die eer en die lof en die aanbidding aan ons hemelse Vader. En ek besef net, hy alleen is aanbiddingswaardig en daar is niemand soos hy nie. Nou mense, ek het die menorah hier op my tafel, net by wyse van illustrasie. Nou die menorah is natuurlik geskep uit een stuk goud uit. En dit beteken, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my ruach, deur my gees, so spreek Yod-Heh Vav-Heh, die Almagtige. So die menorah is dan geskep uit een stuk goud uit, wat beteken Echad. Echad beteken, ons Elohim is die enigste Elohim. Daar is niemand buiten hom, of in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, wat met ons God, met ons Elohim, vergelyk kan word nie. En daarom wil ek dit my hande ophef na die hemel om te sê, laat dit bekend word oor die ganse wêreld, dat ons Elohim, hy is die enigste Elohim. Daar's nie 'n ander pad nie, daar's nie 'n ander weg nie, daar's nie 'n ander God nie. Hy is die enigste, hy alleen is aanbiddingswaardig, hy is lofprysingswaardig, en niemand kan met hom vergelyk word nie. Hy het ons kom uitlei uit Egipte uit met sy magtige regterhand. Hy het aan ons kom openbaar sy teenwoordigheid met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Hy het vir ons kom water gee uit die rots uit. Hy het ons gelei met arensvlerke. Het hy ons na hom toe gebring om sy ketubah, om sy huweliksooreenkoms aan ons te kom gee, sy bruid. En daardie ooreenkoms is nou op ons harte geskryf vanweer die inspraak van sy ruach, sy Heilige Gees in die boventrek met die uitstort van die Heilige Gees. En vandag is ek en jy 'n lopende, lewende menorah wat brand, en hierdie vlamme moet brand. Ons moet olie in ons hê, en daardie olie is die Torah, met ander woorde die instruksies wat Vader vir ons kom gee, hoe om hom te aanbid, die werkswyse van ons Vader se hartklop, die protokol wat hy in ons openbaar, wat dit is om hom te dien in gees en in waarheid. Halleluja. So die menorah is vir my van kardinale belang. Mense, as jy hom verstaan, dan verstaan jy die hartklop van Vader, jy verstaan die protokol, jy ken die aardsvaders, jy weet wie is Meester Yeshua, hy is die rots, hy is die fondasie, in hom en deur hom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. Halleluja. So as jy die menorah het, dan het jy eintlik die totale betekenis van die woord. Die 7 eienskappe is natuurlik opgeteken in Jesaja hoofstuk 11 vers 2, dis ook die eienskappe van die bruid. Die eerste 4 afsprake is natuurlik die eienskappe van die bruid. Nou interessant dat baie kerke praat daarteen. Baie kerke sê, wat is dit met hierdie mense wat hierdie feeste hou? En dis Joodse feeste. Uiteraard verstaan hulle nie die Bybel heeltemal reg nie, want Vader sê, dis my feeste. Maar nou kom die mens met sy opinie en sê, ja, maar dis Joodse feeste. Mense, dis hoegenaamd nie Joods nie. Ons is nou in hierdie pragtige periode. Ons is in hierdie profetiese periode van Pesach 2025. En daar is 'n opgewondenheid in my binneste. Weet jy hoekom? Want ek het 'n verwagting. Ek het 'n verwagting by Vader. Hy gaan hierdie jaar iets doen in ons midde. En mense, ek het 'n verwagting dat ons lewens getransformeer gaan word ooreenkomstig sy woord, sy plan. En my gebed is dat ons 'n brandende menorah sal wees, dat ons die kandelaar sal wees, die goue kandelaar wat beteken geregtigheid, en dat ons vlam sal brand, en dat ons nie ons lig wat ons het, sal dit uitdoof, en dat ons lig duisternis sal word. Dit is regtig my gebed, en dat hierdie vlam wat brand, mense, die wêreld buitekant gaan verlig, want die wêreld is dood, die wêreld is stikkend, huwelik is stikkend, kinders is stikkend. Die morele verval is in die orde van hierdie dag. Daar's 'n beplanning vir die een wêreldorde, maar ek en jy wat afgesonderd is, mense, ons moet dat ons vlam brand. Nou vra ek vandag op hierdie Shabbat, hoe sterk brand jou vlam? Dit is belangrik dat al 7 sal brand, want 7 beteken volmaak. So mense, net vinnig die eienskappe van die bruid in die menorah. Nommer 1, mense, ons is nou in die periode van Pesach, met ander woorde die bloed van die lam. Wat beteken?
when I see the blood, I will pass you over. Met ander woorde, die oordeel wat ek gaan bring op die periode van Yom Kippur, gaan hulle wat die bloed op hulle tempels het, op hulle hartskamers het, my oordeel sal hulle oorgaan. Ek gaan die wêreld beoordeel, sê Vader, maar my mense wat die eienskappe het van die bruid, beginnende by die bloed van die lam, die oordeel sal oor hulle gaan, dit gaan nie by hulle kom nie. En dan tweedens, waar meester Yeshua in die buik van die aarde ingegaan het, dis die fees van ongesuurde brode, en die derde is natuurlik die opstanding, 3 dae en 3 nagte. Mense, onmoontlik nie op 'n Vrydag en dan op 'n Sondag weer opstaan nie, onmoontlik nie, asseblief, gaan maak jou som. Hierdie is opstanding, en dan 50 dae later die uitstort van die Heilige Gees. So daai 4 is die eienskappe van die bruid. En dan kom haal hy sy bruid oor die periode van Yom Teruah. En mense, wie kom ons haal? Meester Yeshua. Hy is die bruidegom. Kan jy sien, alles word vervat in Meester Yeshua. So as prediker sê, mense verwerp dit, dan het jy nie 'n idee wat is jou posisie en waar jy staan nie. So ek wil vandag by jou pleit, hardloop weg, wanneer 'n predikant sê, jy het nie nodig om dit te ken of dit te doen nie. Dit is belangrik. En wie wat is my interessant, mense, dat hierdie prediker sê, ouens, bly weg, dis Joods, maar hulle vier presies dieselfde. Hulle onderhou byvoorbeeld Paasnaweek. Ek hoop nie Easter nie, want as jy Easter, dan is jy eintlik besig met afgoderry. Dan moet jy stil bly, dan moet jy asseblief nie op Facebook en op YouTube iets sê rondom Easter nie, want dan is jy besig met afgoderry. So dis Pesach, die bloed van die lam. Is ook nie Paasnaweek nie, want Paas gaan gepaard met 'n eier en haas. Dis Pesach of Pascha. En dan ongesuurde brode, haal die sonde, die suurdeeg uit jou lewe uit. Staan op as 'n nuwe mens. Met ander woorde, lê jou lewe af in die doopwater, gelykvormig aan Meester Yeshua. Staan op as 'n nuwe skepping, want jy die suurdeeg uit jou lewe uitgehaal. Jy's gewas deur die bloed van die lam, en 50 dae later stort die gees van die lewende God, sy roog, op jou lewe uit. En dan met die blaas van die trompette, kom hy sy bruid haal, wat hierdie eienskappe het. Hierso van die oordeel plaas, waar die bruid dan beoordeel word, en die wêreld word geoordeel. So when I see the blood, I will pass you over. En dan die millennium, halleluja. Dis wanneer ons aan die tafel gaan sit van die bruilof van die lam. Nou Shabbat is in kort dit. Shabbat is die skaduwee van die millennium. So mense, hierdie is baie belangrik dat jy net sal kennis neem. Goue kandelaar, 1 stuk goud, wat beteken Echad, ons Elohim is die enigste. En mense, wanneer jy hom verstaan, dan verstaan jy die aardsvaders, jy verstaan wie is Meester Yeshua, en alles, mense, alles is 'n heenwyse na Meester Yeshua. Hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, en ons is nou in hierdie fenominale periode van Pesach. Nou Pesach is waar die perfekte lam, Meester Yeshua, hy het sy hemelse woonplek verlaat. Hy het op hierdie aarde kom wandel en uit vlees geword. Mense, dit is eintlik belangrik dat ons sal besef, hy is nie gebore nie, want baie mense maak die fout om te sê, ja, maar hy verskyn net in die Nuwe Testament. Nee, mense, hy is reg deur die woord, en ek gaan dit nou met jou behandel, so bly asseblief ingeskakel. Mense, dit is my belangrik dat jy sal kennis neem, hy het vlees geword, hy het onder ons kom woon, en op die presiese dag, datum en tyd, die skaduwee wat in Exodus byvoorbeeld, Exodus 12 was, mense, het kom realiteit word in die Nuwe Testament, het realiteit kom word in Meester Yeshua se lewe, en deur hom, en in hom, en tot hom, het ek en jy vandag die gawe van die ewige lewe, en mense, dis genade. Nou mense, ek is in voorbereiding vir Pesach al vir 'n geruime tyd, en ek is so 'n paar weke voor Pesach se aanbreek, is ek toe nou in gebed, en ek sê toe, Abba, wat wil u hê moet die tema wees van Pesach 2025? Nou, ons het 'n tema gehad met Sukkot verlede jaar, en die tema was gewees, Heneni, wat beteken, hier is ek, stuur my. Nou bid ek vir 'n tema, dat Vader vir ons 'n tema sal gee. En al wat ek kry, is instruksie. Dis al wat ek kry. Instruksie, dan bid ek, dan kom die woord instruksie by my op. Dan gaan ek hierdie dag met my dagtaak, en dan kry ek net instruksie. Nou bid ek weer, en Vader sê vir my seun, instruksie. Ek gaan vir jou die instruksies gee, van hoe die lam, wanneer die lam, waar die lam geslag moet word en wat dit beteken. So as jy my instruksies volg,
dan volg jy my protokol. En wanneer jy gehoorsaam is aan my instruksies, met ander woorde, my Torah, my lewensinstruksies, dan sal jy toegemaak word deur die bloed van die lam. En dan sal jy geseënd wees. En mense, ek kry toe instruksie in, wat ek heel eerste kry, is waar Vader vir my sê, kom terug na my eerste liefde. Want dis die pad terug huis toe. En baie mense het verdwaal geraak, en baie mense weet nie meer waar die huis is nie. Want mense, ons het ons eerste liefde verloor. En die pad terug huis toe, is die bloed van die lam, wat my en jou kom red. Dis die enigste pad. Meester Yeshua is die weg en die waarheid en die lewe. So mense, vandag se boodskap gaan oor, daar was 'n skaduwee gewees van die lammetjie op die 10de dag van die maand van Abib, of die maand van Nisan, en op die 14de moet die lammetjie geslag word, en dan moet die bloed in die deurposte gesmeer word, en wanneer die doodsengel kom en hy sien die bloed, sal hy hom oorgaan. Dit was die skaduwee van die ware lam van Elohim. Hy het sy hemelse woonplek verlaat, hy het vlees geword, hy het onder ons kom woon, hy het sy lewe kom aflê. Mense, hy kon dit net sowel nie gedoen het nie, hy het sy lewe kom aflê. Nou mense, dit is genade, en dit is 'n eerste liefde. Nou gaan ek hierdie woord, en Vader praat in my gees oor instruksie. Vader, wat wil jy vir my sê in instruksie? En hy verwys my terug na die Torah, en die Torah was die skaduwee van die ware Messias, wat kom wandel het op hierdie aarde vir 3,5 jaar, en hy het ons kom wys, hoe lyk die lewende Torah, hoe lyk die ketubah, wat hy vir ons kom gee het, wat hy natuurlik in die boek van Handelinge, hoofstuk 2, met die uitstort van die Heilige Gees, het hy daai ketubah op ons harte kom skryf, en nou het ek en jy 'n ek wil hart, ek wil luister na sy instruksies, ek wil gehoorsaam aan sy Torah, ek wil sy gebooie en sy instruksies en sy verordeninge, ek wil sy stem gehoorsaam. Wanneer hy praat, wil ek sê, nee, hier is ek, stuur my, want toe u wil hê ek moet gaan. En dis die plek waar ons moet wees. En dis vandag my boodskap aan jou, dat ek en jy vandag 'n keuse sal maak, en dat daai keuse sal veroorsaak dat ek en jy sal terug gaan huis toe. Wat is huis? Ons eerste liefde. En mense, ek wil dit beklemtoon, ek wil dit met ingang vind in jou hart vandag. Ons het ons eerste liefde verloor. Ons het geloop agter ander afgoderry. Ons is besig met dinge wat ongeregtig is. As ek net rondom my kyk hoe mense praat, selfs mense wat die Torah volg, mense wat Shabbat volg, as ek hoor wat doen hulle, as ek hoor wat gebeur met samekomste, dan huil ek in my hande oor wat mense besig is om te doen. En ek gaan terug in die woord, en Vader vat my terug na die boek van Genesis, hoofstuk 4, vers 2, en hy praat met my, met Kain en met Abel. En ek besef dat in Genesis hoofstuk 4, word 2 goed van melding gemaak in een hoofstuk. Hy praat van 'n skaapherder, met ander woorde 'n skaap, en hy praat van sonde. Hoor gij hierso vers 2. Hy sê Abel was 'n skaapherder en Kain was 'n landbouer. En Abel het sy offer gebring, hoor mooi, 'n eerste vrug van sy skape, met ander woorde, hy het 'n eerste vrug gebring, met ander woorde 'n hartsgesindheid, maar Kain het van sy vrugte, nie eerste nie, van sy vrugte vir Elohim gegee. Met ander woorde, dit gaan oor 'n hartsgesindheid. En Pesach gaan oor 'n hartsgesindheid. Het ek die hart, wil ek die keuse maak om sy bloed op hierdie tempel, hierdie tabernakel te kom smeer, want dit sal 'n teken wees dat ons aan hom behoort. En daai bloed, mense, daar's lewe in die bloed, en daardie bloed moet aanwesig wees by die bruid, en dis een van die eienskappe, en dis hoekom Pesach so belangrik is. En die woord sê in Exodus hoofstuk 12, hy sê hierdie moet vir julle 'n ewige insetting wees, tot in julle geslagte. Vers 6 en 7 van Genesis hoofstuk 4 sê die woord, nou praat die woord hier met Kain, maar hoor gou wat sê die woord in Kain, dis vandag my en jou gesindheid. Dus kan jy daarby verbykom nie? Hier is die waarheid, en ek wil jy in die oë kyk of jy sê, ek en jy staan skuldig. Hoor gou wat sê vers 6. Hy sê, en Jotai Wafai sê vir Kain, Kain, waarom is jy kwaad? Kom maar. En waarom laat jy jou hoof so hang? Met ander woorde, Kain, hoekom het jy sonde gedoen? Kain, hoekom het jy nie geluister nie? Hoekom het jy nie geag gegee en gehoor gegee aan my stem nie? Hoor gou wat sê vers 7, hy sê, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, met ander woorde, los die kwaad, los die dikbek lang gesig,
Los die gesindheid wat jy op hierdie stadium openbaar, los dit. Is daar nie verheffing in goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, as jy kwaad bly, en jy bly in hierdie gesindheid van jou wat nie aanneemlik is vir Vader nie, met ander woorde, as jy nie wil goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. En sy begeerte, die begeerte van sonde, is na jou. Maar jy moet daaroor heers. En toe ek het lees, toe besef ek, maar hierdie is instruksie. Hierdie is instruksie wat Vader vir my en jou gee. Hy sê, ouens, moet nie kwaad word en sondig nie. Alreeds in die boek van Genesis, waar daar 'n skaapherder is en daar sonde. En hy kom sê vir Kain, hy sê, Kain, hoekom is jy kwaad? Waarom laat jy jou hoof swang? Want sy gesindheid van sy hart is nie in lyn met Vader nie. Hy sê, en wanneer jy dit doen, nou sê Vader vir hom, Kain, is daar nie verheffing wanneer jy goed doen nie, maar wanneer jy nie wil goed doen nie, Kain, lê die sonde vir jou en loer, dit lê al by jou deur, en dit soek jou. Maar jy moet daaroor heers. Met ander woorde, in hierdie hoofstuk is daar skaap, en daar is sonde, en daar is 'n instruksie om daaroor te heers. En die verdere instruksie is, los jou gesindheid. Want jy kan nie Pesach so doen nie, jy kan nie in Vader se teenwoordigheid kom, en jy het hierdie gesindheid, en jy het hierdie gevoel van kwaad, en ek is geïrriteerd, en ek is kwaad vir die, en ek is kwaad vir daai, en ek blameer daai, en ek blameer hierdie, en ek neem daai en ek kwaadlik, en daai tipe van dinge nie. En Vader kom en hy sê, die sonde lê en loer al by die deur, en hy is op pad na jou toe, maar jy moet daaroor heers. En dit bring my toe by Genesis hoofstuk 22 vers 8, waar Abraham die opdrag gekry het, weer die opdrag, weer die instruksie gekry het. Mense, instruksie het vir my die afgelope 2 weke so belangrik geword in my lewe, en ek wil hê dit vandag by jou ingang vind in jou lewe, dat jy Vader se instruksie sal identifiseer, dit deel maak van jou lewe, en daarin wandel. Mense, dan kan hy jou seën in lyn met sy woord. Mense, as ek en jy nie in die bepalings van sy woord wandel nie, hoor my vandag, is daar nie seëning nie. Daar is nie seëning nie. Gehoorsaamheid is vir Vader so belangrik dat ek en jy daarin sal wandel. Nou kom Vader, hy sê vir Abraham, hy sê, Abraham, ek wil hê met jou enigste seun gaan offer vir my. Instruksie. Ja. Sal jy dit doen? As jy Isak was, sal jy dit toegelaat het? 'n Klomp vrae kom hier oor, hoor. En terwyl Abraham en Isak loop na die plek waar Vader vir hom wys waar die offer moet plaasvind, vra Isak vir sy pa, hy sê, hoorie papa, sê gou vir my, waar is die offer wat ons vandag gaan offer? Hoor wat antwoord Abraham. En Abraham antwoord, hy sê, Jotai Wafai, die Almagtige, sal vir homself die lam in 'n brandoffer voorsien. In hierdie woorde, en die Almagtige sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, toe besef ek, wow, die skaduwee in die boek van Genesis, die skaduwee in die boek van Exodus, met die instruksies van die lammetjie en die bloed, en jy moet haastig eet, en jy moet aangetrek wees, en ons moet uitbeweeg uit Egipte uit, is alles instruksie, en hier kom weer 'n instruksie, vers 12, en hy sê, moenie jou hand, antwoorde, nou vat Abraham, en hy vat die mes, en hy wil vir Isak offer, hy is gehoorsaam aan die instruksie, maar Vader sê vir Abraham, hy sê, Abraham, ek sal vir myself, nou daai myself, was die skaduwee, Exodus 12 is die skaduwee, en ek wil jou vandag invat dat jy in die realiteit sal wandel, die lam van Elohim, Meester Yeshua, is die perfekte offer. Dit is die lam, wat Jotai Wafai vir homself voorberei, vir my en vir jou. En vandag wil ek jy met die keuse maak, om terug te gaan huis toe. Dat ons sal terugkeer na ons eerste liefde, wat ek en jy verloon het. Vers 12, en hy sê, Jotai Wafai praat, hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks, want nou weet ek, dat jy Elohim vrees, en jou seun, hoor mooi, jou enigste van my nie teruggehou het nie. Stop gou vir 'n oomblik daar. Was Isak dan die enigste? So waar kom Ismael dan in? En weet jy mense, toe ek bid oor hierdie saak, toe sê Vader vir my, maar Isak was die seun van die belofte. En dat jy toe hulle by Abraham kom, en Abraham en Sarah was al op 'n gevorderde ouderdom, toe sê Meester Yeshua vir Abraham, daai tyd,
Hy sê, oor 'n jaar sal jou vrou swanger wees. So Isak is die seun van die belofte. Hy is die enigste in terme van die belofte. Nou hoor nou wat sê Johannes 3 vers 16. Mense wil hê met die prentjie snap vandag asseblief. Johannes 3 vers 16. Want so lief het Jotawafai hierdie wêreld gehad. Hoor nou mooi, hy het 'n offer vir homself voorsien, sodat ek en jy die gawe het van die ewige lewe. Genesis 22 vers 8. Johannes 3 vers 16. Want so lief het Elohim die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun, die belofte, die seun van die belofte, gegee het, baie belangrik nou, sodat elkeen wat in hom glo, so nie elkeen glo nie, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Mense, hierdie is die sleutel vir die pad terug huis toe. As jy vandag verdwaal is, en jy sê, Abba, ek het afgedwaal, Gees van God, lei my in die spore van geregtigheid, lei my weer asseblief na waters waar daar is, dat ek weer sal teruggaan na my Vader se huis. Ek het 'n verlange na my Vader, ek het 'n verlange om sy stem te hoor, ek het 'n verlange na sy teenwoordigheid, dan moet jy terugkom na hom toe. En dit is die sleutel, want so lief het Jotawafai hierdie wêreld gehad. En vandag, ek en jy, moet terugkeer na ons eerste liefde. So mense, dit is die belofte van die Vader, en hy sal voorsien. En in die Nuwe Testament, wat ek nie wil noem nie, want vir my bestaan daar die Nuwe Testament nie, met ander woorde, die vleeswording van Jotawafai die Almagtige, is die lam wat hy voorsien het. En Vader het sy besondere manier om sy liefde aan my en jou te kom toon. Nou vra ek vandag die vraag op hierdie Sabbat. Wat is jy bereid om terug te gee? Wat is jy bereid om te doen? Hoe sê jy dankie? Is jy dankbaar? Hoe wys ons dankbaarheid teenoor Vader vir dit wat hy kom doen het? Mense, 3 belangrike dinge in Pesach. Neem gou kennis asseblief. Nommer 1 is die lam, tweedens is dit die sonde, en die derde een, voorsiening. Die lam van Elohim, wat vlees geword het. Hy is die perfekte offer, die perfekte lam. Hy was onskuldig, daar's geen gebrek in hom nie. Het sy lewe kom aflê vir my en vir jou, sodat die sonde van hierdie wêreld weggeneem kan word, en hy voorsien aan my en jou die gawe van die ewige lewe, en dis die pad huis toe. En Johannes die Doper, wat my en betref, mense, was gevul met die Ruach, en toe hy meester Yeshua sien, toe sê hy, daar is die lam van Elohim, wat die wêreld se sonde op sy skouers gaan neem. Halleluja. En hy sal voorsien word uit die hemel uit. En Vader kom in Genesis 22 vers 8 en hy sê vir Abraham, hy sê, Abraham, ek sal voorsien die perfekte lam. En in Johannes 1:29 sê Johannes die Doper, hy sê, daar is die lam van Elohim. Dit is wat hy voorsien het. Hy het sy liefde aan ons kom tentoonstel, sodat ons kan terugkeer na hom as ons eerste liefde. Prys sy wonderlike naam. En mense, dis die weg, dis die pad op pad terug huis toe. En dis waar ek en jy moet wees. So die fokus vandag is die lam van Elohim oor die periode van Pesach. En dat ek en jy sal terugkeer na ons eerste liefde. Toe ek gebid het oor hierdie periode en Vader kom gee vir my instruksie, die hele tyd instruksie. Toe besef ek maar, as ek Exodus 12 gaan lees, dan begin hy sommer by die kalender. Hy sê, hierdie maand moet die begin wees van al die maande. Met ander woorde, die maand van Abib of Nisan. Nou Deuteronomium 16 vers 1 praat van die maand van Abib of die maand van Nisan op die 10de dag en die 14de en die volgende dag is die begin van ongesuurde brood en julle moet aangetrek wees, skoon in julle voete, staf in die hand, dis hoe julle moet eet, dis wanneer julle moet beweeg, dis wat julle moet doen, aan woorde instruksie. En hy kom en hy sê, hierdie lammetjie moet sonder gebrek wees, 1 jaar oud, en dan moet jy die bloed aan die deurposte smeer. En vandag is die instruksie presies dieselfde. Ek en jy moet 'n kenmerk dra van die bloed van die lam. Hoekom? Want daar's lewe in die bloed. En as ek en jy sy bloed aanvaar, die afwas van sonde, die skoonwas van ongeregtigheid, deur sy bloed, word my en jou DNA word verander en leef ons die beeld van Elohim uit. Halleluja. En as ons dit kan doen, mense, en hy sien die bloed, sal die oordeel oor my en jou gaan. Blaai gou saam met my asseblief na die boek van Exodus, hoofstuk 12, vers 13. Hoor wat sê die woord. Hy sê, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees
aan julle huise waarin julle is. Met ander woorde, die bloed van die lam moet in die binnekant van my hart wees. En dit het plaasgevind met die uitstort van die Heilige Gees, toe die ketubah, of die ooreenkoms van die huwelik op my hart kom skryf is. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan julle huise waarin julle is, en as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En vandag, 2025, is dit presies dieselfde. Met ander woorde, mense, hierdie moet 'n ewige insetting wees. So Pesach is 'n herinnering dat ons uit Egipte uitgekom het. Ons kom uit hierdie wêreld uit, ons kom uit duisternis uit, en nou sê die woord, moenie vergeet nie. Hierdie is 'n ewige insetting, dat julle uit slawerny uitgehaal is, dat julle uit die wêreld uitgehaal is, uit Babylon, uit Moab, dat julle uit duisternis uitkom, dat julle sal inbeweeg, en dis die pad terug huis toe, na die wonderbare lig van sy koninkryk, en dis liefde. So mense, my gebed vandag is dat ek en jy werklik sal terugkeer na ons eerste liefde. Vir die prys wat hy betaal het, die woord sê, hy sê die Almagtige sal aan homself 'n lam voorsien, en dis Meester Yeshua. Het jy al besef, wie is Meester Yeshua? Het jy al baie daaroor gedink, wie is hy? Bestaan hy net in die Nuwe Testament? Of het hy reeds gemanifesteer in die Ou Testament? Ek kry nou die dag gevraag, iemand vra vir my, ja maar, Meester Yeshua is dan gebore, weet vir Archimese Dalwe nou, in die Nuwe Testament. Ek sê nee, jy moet jou woord gaan lees. Hy sê, wel, ek het my Bybel al deurgelees en hy het net gemanifesteer vanuit die Nuwe Testament, en dit is in die boek van Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Ek sê nee, gaan lees verder. Wanneer jy die woord gaan lees, en kom ek lees nou saam met jou, in die boek van Kolossense hoofstuk 1, en mense, daar's vele verwysings rondom dit, maar hoor wat sê die woord in hierdie gedeelte, Kolossense 1 vers 13 tot 17. Hoor gaan mooi van wie die woord hier praat. Het is belangrik dat wanneer jy die woord lees, dat jy sal weet wie praat, na wie word verwys, en wat is die kenmerke van hierdie woord, en vir wie word dit gegee. Dit is belangrik. Kom ons lees, vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis. Wie was dit gewees? Dit was Meester Yeshua, die perfekte lam. Die lam wat Jotai Wafai, die heilige van Israel, aan ons voorsien het. Die lam van Elohim. Johannes het dit kom bevestig, Johannes die doper. So hy wat ons verlos het, wie het ons verlos? Meester Yeshua, uit die mag van duisternis. Wie was dit? Meester Yeshua. Die skaduwee was die lammetjie in Egipte. Die lammetjie, die bloed in die deurpos. Dit het ons verlos, die toegang gegee om uit te beweeg uit slawerny uit. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Wie praat hier? Meester Yeshua. Dis van wie gepraat word. Dis die lam, dis die offer wat hiervan gepraat word. Vers 14. In wie ons die verlossing het deur sy bloed. Van wie word hier gepraat? Meester Yeshua. Naamlik die vergifnis van sonde. So wie het na hierdie wêreld gekom, sodat ons vergifnis van sonde het? Meester Yeshua. Het jy al ooit gedink wie is Meester Yeshua? Kom ek lees vir jou. Kom ek lees vir jou. Vers 15. Hy is die beeld van die onsienlike Elohim. Hy is die beeld van die onsienlike Elohim. En mense, toe ek het lees, toe besef ek, wow, die skaduwee in Exodus, die skaduwee in Genesis hoofstuk 4, Genesis 22, die skaduwee het hier 'n realiteit geword. Die perfekte lam, uit die hemel uit, die beeld van die onsienlike Elohim. Met ander woorde, Meester Yeshua is die beeld wat wandel op hierdie aarde van die onsienlike Elohim wat in die hemel is. So wie is Jotai Wafai die Almagtige? Hy is gees. Wie het gewandel op hierdie aarde? Vlees. Wie het gewandel op hierdie aarde? Hy het vlees geword en hy het onder ons kom woon. Kom ek lees hom vir jou. Hy is die beeld van die onsienlike Elohim. Hoor mooi, die eerstgeborene van die hele skepping. So wie die hemel en die aarde geskep? Meester Yeshua. Was Meester Yeshua aanwesig by Abraham? Absoluut. Hy sê dan vir die fariseërs, hy sê vir hulle ouens, voordat Abraham was ek. Hulle sê vir hom, maar hy is nog nie eens 40 jaar oud nie. Hulle verstaan nie, net so vandag verstaan mense dit ook nie. Mense, hy was so deel. Gaan lees asseblief Efesiërs 3 vers 9, waar die woord sê dat hierdie verborgenheid
is vir al die eeue verborgene en weggesteek gewees, maar wat nou aan die lig gekom het vir ons almal, sodat ons kan weet dat die wêreld is geskep deur Meester Yeshua. En dan verder die boek van Johannes, in die begin was die woord, en die woord was Elohim, en die woord was by Elohim, en alle dinge het deur die woord. Wie is die woord? Die woord is Elohim. So wie is die woord? Die woord is Meester Yeshua, dis Elohim. Hy was by hom en hy is by hom, en hy is dit. En alles is deur hom geskape, en sonder hom het daar niks ontstaan wat ontstaan het nie. Vers 15 van Kolossense. Hy is die beeld van die onsigbare Elohim, die eerstgeborene van die hele skepping. Wow. Vers 16, hoor hierso. Want in hom, Meester Yeshua, is alle dinge geskape, so hy bestaan in die Ou Testament, absoluut. Hy het net vlees geword, Gees het in die hemel gebly, hy het vlees geword, hy het onder ons kom woon. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye, owerhede en magte, en alle dinge is deur hom en tot hom geskape, Meester Yeshua. Hy was die perfekte offer. Hy is die lam van Elohim. Jog, mense, hoe bewys ek en jy ons dankbaarheid? Mense, hier is die pad terug huis toe hoor. Vers 17. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge in stand. Met ander woorde, hy was 'n prominente Yotay-Wafai, die Almagtige in die Ou Testament, as ek dit so kan noem, en ek hou nie daarvan nie. En hy is Meester Yeshua, ons verlossing, salvation, redeemer in die Nuwe Testament. En ek hou nie daarvan, vir my is dit een woord, die hele skrif is vir ons ingegee, maar ek doen dit net by wyse van illustrasie. Dis hy, wat ek nou vir jou gelees het, wat vir ons geoffer is. Mense snap dit. Snap dit, hy het my en jou sonde kom wegwas. En dis die fees van ongesuurde brood. Hy is sonder sonde. Hy is die heilige van Israel. Hy is die lam van Elohim. En nou moet ek seker maak dat hierdie tabernakel, hierdie tempel, so suurdeeg, moet uit. En as jy na 'n prediker luister, en hy sê vir jou, dis nie nodig nie, asseblief, hardloop weg. As jy wil bly sit en luister, dan doen jy dit. Maar die bloed is nou op jou hande, so nou moet jy reageer, en nou moet jy die keuse maak. Maar as jy wil sit en luister na daai klomp gepepel, dan kan jy maar luister. Maar ek is klaar met wêreldgodsdienst. Ek is klaar dat hulle die feeste, of die afsprake van Elohim verwerp, maar die feeste van hierdie wêreld word aanvaar. Met ander woorde, soos wat mense vir my kan sê, hoor die frik, maar jy is Joods, kan ek dan vir jou sê, okay, maar jy is Katoliek. Jy is Katoliek, jy is deel van menslike oorleweringe. So ander woorde, ek gaan dit van nou vir jou sê, nee, relax, ek sal dit nie doen nie. Hoor gou wat sê Psalm 145 vers 18, belangrik. Hy sê, Yotay-Wafai, die Almagtige, is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom aanroep in waarheid. Wow. So die waarheid maak ons vry. Wie is die waarheid? Meester Yeshua. Die waarheid is die pad terug huis toe. As ek en jy die waarheid snap, en veral met betrekking tot die menorah, as ons dit snap, wat die menorah vir ons kom weergee, as die ewige lig wat brand, en daai lig, mense, moet brand in my en jou harte. Ek wil hart hê, om Vader te eer en te respekteer, en om hom te vrees, en te wandel onder sy instruksies. Dan wandel ek as apart gestel in hierdie wêreld. Hoor wat sê die woord, hy sê, en Yotay-Wafai is naby almal wat hom aanroep in waarheid. Nou, jy gaan lees in die boek van Psalm 145, as jy sien, daar's 'n Hebreëse woordjie met die naam van kof, net voor die sin begin. Dit beteken kadosh. Dit beteken roep opwaarts. Roep na geregtigheid. Wat beteken geregtigheid? Om te wandel in die gebooie van Yotay-Wafai, die Almagtige. Om sy instruksies aan te neem, sodat dit jou lewe kan rig en lei op die manier hoe Vader wil hê dit moet plaasvind. Mense, heilig is Yotay-Wafai, die Almagtige, en die aarde is vol van sy heerlikheid. Roep opwaarts, roep na geregtigheid, dis kof. En Yotay-Wafai is naby almal wat hom aanroep in waarheid. Aanroep in waarheid is vandag 2025 so belangrik, want Vader sê, hy sê, ek smag na die manne en die vroue
wat my sal aanbid in gees en in waarheid. In Jeremia kom en hy sê, ouens, ek is hartseer, man. Ek is hartseer, want so lank probeer Vader julle as sy bruid aanneem, maar julle wil nie hoor nie. Julle wil nie die ou pad kies nie, julle kies die pad van die wêreld, julle kies die pad van idolatry en songod aanbidding en Astarte en maan aanbidding. Julle kies die pad van Valentine en Kersfees en Ishtar, julle kies daai pad. En Jeremia kom en hy sê, dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. En Jesaja kom en hy sê, ouens, my hart is seer, man. My hart is seer, want julle dwaal so skape. En julle weet nie, wie is die ware Messias nie. En Jesaja, by implikasie, huil in sy hande, hy sê, wat nog moet hy doen? Hy het julle kom uitlei uit Egipte met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, hy het in julle voorsien, soos 'n man wat aan 'n vrou voorsien. Hoekom hoor julle nie na sy woord nie? Hoekom wandel julle nie in die waarheid nie? Waarom loop julle agter afgoderry aan in idolatry? Hoekom is julle hardnekkig? Hoekom is julle harte verhard teenoor hom? Hy huil. Hy sê die waarheid gaan julle vrymaak. Die waarheid is die pad terug huis toe. Kom in die waarheid. Julle loop agter Valentine aan. Julle loop agter Ishtar, die afgod, en agter Kersfees aan. Dis nie die waarheid nie, dis nie die waarheid nie. En Jesaja kom en hy praat in Jesaja 29 vers 13, hy sê, en Jotty die Almagtige het gesê, nou werk sy gees deur Jesaja, en hy kom praat vandag, 2025 met my en met jou. Hierdie is instruksie. Hy sê, omdat hierdie volk my nader kom, met hulle mond, en hulle eer my met hulle lippe, want liewe Jesus is op ons lippe, en hy is lief vir ons, en ons almal gaan hemel toe, terwyl hulle harte ver van my af is, sodat hulle vrees vir my, 'n aangeleerde mensegebod is. Hulle vrees vir my, is 'n aangeleerde mensegebod. Jesaja huil in sy hande, ek huil in my hande vandag, oor mense wat nie die waarheid wil snap nie, wat nie wil transformeer in Vader se woord nie. Wat nog moet hy doen? Ek bedoel, hy het die lammetjie gestuur in die boek van Genesis, as 'n skaduwee. Hy het self gekom, hy het onder ons kom woon. Hy is die perfekte lam, die perfekte offer, hy het sy lewe vir ons afgelê. En hy wou ons nie alleen laat toe hy opgevaar het, en hy is die regterhand, hy is die regterhand van Jotty. En hy stuur sy ruach om by my en by jou te wees nie. Wat nog moet hy doen? En terloops, ek en jy ook sy woord. Sjoe, wat nog moet hy doen? En weet jy, terwyl ek so bid en ek sê vir Abba, wat is die tema van Pesach? Gee my die instruksie, asseblief. En ek kry in my gees, en ek sien die prentjie in my geestesoog van Jerusalem, die aand toe meester Yeshua met die 12 disippels in die boorvertrek was. Nou moet jy onthou dat hier is 'n ewige insetting, nê? Eksodus hoofstuk 12, wat op daai stadium 'n skaduwee is van die ware lam van Elohim. En ek kry my geestesoog en ek sien Jerusalem, nou onthou, ek ken Jerusalem, en ek sien hom so van 'n eagle point of view, so van bokant af, en ek sien die liggies brand in die sitkamers waar gesinne bymekaar kom en hulle herdenk die uittog uit Egipte uit. En al die gesinne reg oor Israel herdenk die Pasga en die Pasga maaltyd. Maar in die boorvertrek sit die ware lam van Elohim. En ons is so besig met skaduwees. Ons is so besig met godsdiens. Ons kom nie by die ware lam van Elohim uit nie. Ons het die ware, ons eerste liefde het ons verloor. En almal sit en hulle is besig met godsdiens, en hulle is besig met 'n ritueel, en hulle is besig met die herdenking, maar die ware Elohim is nie in hulle harte nie. Ekskuus, die ware Messias is nie in hulle harte nie. En vandag wil ek huil soos wat Jesaja huil, en hierdie gesinne herdenk dit, en hulle praat, en hulle is opgewonde, en ek hoor hoe die pappas vir die kinders vertel van die uittog uit Egipte, want dit word vertel van generasie na generasie, maar in die boorvertrek, in hulle midde, sit die ware lam van Elohim. Hy sê, ek sal vir myself die lam voorsien. Johannes sê, daar is die lam, en dieselfde lam sit in die boorvertrek. En vandag, 2025, mis ons die lam. Weet jy hoekom? Ons vrees hom nie meer nie. Hy sê, wanneer jy my lief het,
bewaar my gebooie. En daai gebooie is die ketubah, wat op my hart geskryf is. So my gebed vandag vir jou is dat die skaduwee 'n realiteit sal word. Dat die lam van Elohim by jou is. Die lam van Elohim vandag 'n realiteit word in jou lewe. En wanneer jy in hom glo en jy word gewas deur sy bloed, halleluja, dis die pad terug huis toe. Hoor wat sê Eksodus 12 vers 5. Hy sê, julle moet 'n lam hê sonder gebrek. Sonder gebrek. 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of die bokke moet julle dit neem. Met ander woorde, dis die instruksie. Hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 19. Hy sê, maar deur die kosbare bloed van Messia, Yeshua, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Die ware lam. Kan ek jou vandag vra by hierdie uitsending om 'n keuse te maak? Of jy bly ronddobber, of jy kies die pad om terug te gaan huis toe, na jou eerste liefde. Die bloed van die lam, onder instruksie, dis wat jy moet doen. Pesach is instruksie, die 10de, die 14de, die bloed, trek aan, skoene in die voete, staf in die hand, wees gereed om uit te beweeg. Kyk mooi, my wolkkolom sal jou lei, my vuurkolom sal jou lei, ek gaan die water vir jou split, ek gaan jou mikva, ek gaan jou doop, sodat die slawerny afgewas kan word, so wanneer jy uitstap uit die Rooi See, dat jy my volk sal wees, my bruid toebedeel aan my, ek gaan jou deurvat, ek gaan Amalek oorwin, ek gaan vir jou water gee uit die rots uit, ek gaan jou deurbring uit die wildernis, ek gaan jou bring op 'n plek, dat jy die beloftegewer kan ontmoet, ek gaan jou my ketubah gee, my huweliksooreenkoms, wil jy daarin wandel? Yes! Ons almal sê ja, maar ons doen dit nie. Weet jy hoekom? Ons bly in die skaduwee. Ons het nog nooit die realiteit, die ware lam ontmoet nie. En vandag moet jy 'n keuse maak. Dis of die lam van Elohim, of dis Jaas, die afgod fertility, met haar eiers, die afgod Ishtar. Jy moet vandag 'n keuse maak. As jy in 'n kerk of in 'n gemeente sal sit, waar hulle Easter, en dis die bunny eggs, en dit is 'n egg hunt, en daai tipe van ding, en dis lekker vrolik, en dis jolly, hardloop weg. As jy wil sit, asseblief, gaan nie vir sê jy moet daar bly, of jy moet weg hardloop nie. Ek sê dit vandag vir jou, die bloed is op jou hande, want ek waarsku jou. Het is belangrik, dat ek en jy moet vandag weet, die pad terug huis toe, is die ware lam van Elohim, meester, Yeshua. Maak vandag jou keuse. Mense, daarom sê die woord in Eksodus 12, moenie vergeet nie. Herdenk dit. Die skaduwee het 'n realiteit geword. Moenie vergeet nie. Asseblief, moenie vergeet wat hy vir ons kom doen het nie. Kan ek asseblief saam met jou bid? Ons bid saam. Abba Vader, Skepper God van die hemel en die aarde, die Heilige van Israel. Vader, dankie dat ons vandag die voorreg het om die troonkamer te kan nader, vanweë die bloed van die lam, vanweë die volmaakte werk op Golgotha. Dankie dat die voorhangsel geskeur het van bo na onder. Dankie vir die weg wat U vir ons kom gee, Meester Yeshua. Dankie vir die waarheid in Meester Yeshua. Dankie vir die lewe in hom. Vir hierdie rede het Meester Yeshua gekom, sodat ons die lewe kan hê in die volheid daarvan. Maar my gebed vandag is dat mense die lewe sal kies. Nie die dood nie, nie afgoderry nie. Maar soos wat Jesaja gehuil het in sy hande, so huil ek vandag vir mense wat verlore gaan, wat nie wil verander nie, wat sy harte verhard is. En ek bid vandag, Vader, dat ons onsself sal verootmoedig voor U aangesig, dat ons sal terugkom huis toe, dat ons weer ons eerste liefde sal lief hê, met daardie liefde wat ons verloon het. Help ons, rig ons, lei ons in die spore van geregtigheid, sodat U naam verheerlik sal word. Dankie, Meester Yeshua, dat U gewil het om na hierdie wêreld te kom as die perfekte offer, as die enigste offer. Want in U, en deur U en tot U het ons vandag die gawe van die ewige lewe, vanweë die feit, U is die lam wat geslag is. Dankie dat U vir ons die prys betaal het. U het opgestaan op die 3de dag. Sonder die opstanding het ons nie geloof nie, maar met opstanding het ons vandag geloof, loop ons 'n bente storm, spring ons oor 'n muur, want ons verlosser leef, en hy gaan ons kom haal, wanneer die trompette blaas op die periode van Yom Teruah, kom hy ons haal,
En hy gaan kyk na ons wees en na ons menswees. En Vader, my gebed in hierdie dag is, dat ons die eienskappe van die bruid sal hê, gewas deur die bloed van die lam. Die suurdeeg moet uit, dat ons heiligmaking sal nastreef, dat ons gehoorsaam sal wees aan die instruksies en die bepalings van die woord, die verordeninge en die afsprake, dit sal eerbiedig en dit sal erken. En Vader, dat ons sal sterf in onsself, dat ons gemiet vas sal word met die waterbad van die woord, dat ons sal opstaan as 'n nuwe skepping, as 'n belofte, as 'n profesie, dat ons sal opstaan as u bruid, en dat ons gevul sal word met u Ruach, u Heilige Gees. Lei ons asseblief in daardie pad, die pad terug huis toe. Abba, my gebed is dat mense vandag 'n keuse sal maak. 'n Keuse sal maak in steede van Ishtar, dat hulle die lam van God sal kies, Meester Yeshua. Vader, dis my gebed en dis my roepe, en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja. Mense, my gebed vandag vir jou is verder is dat die aangesig van ons hemelse Vader oor jou sal skyn. Dat hy in jou die vrede sal gee wat hierdie wêreld jou nie kan gee nie. Dat sy aangesig oor jou verhef sal word, en dat hy jou genadig sal wees. Dat hy lankmoedig met jou sal wees. Dis werklik vandag my gebed. En Vader sê, wanneer ek die volk so seën, dan sal hy julle seën. En dis my gebed, dis my roepe vandag vir jou. Van my kant, Frikk Weideman, Shabbat Shalom. Halleluja.